Jy luister na Klankkoerant en ons het al heel wat vanoggend gehoor oor Pretoria FM se lisensie en jy het ook pas geluister na ons senders waar ons oral uitsaai. So dis 'n baie groot oorwinning eintlik en baie goeie nuus dat ons uitsaai lisensie weer hernie is vir 7 jaar. En om ons meer daaroor te vertel, sluit die uitvoerende voorsitter van die direksie van Pretoria FM, Willie Spies, nou by ons aan. Baie welkom, Willie. Dankie Susan, dankie, is lekker om hier te wees. Wat beteken so 'n hernuwing van die lisensie vir Pretoria FM? Susan, dis 'n wonderlike mylpaal. Toe ek in 2011 by Pretoria FM begin betrokke raak het ons nog net vir 1 jaar 'n lisensie gehad. Die lisensie was vir die eerste keer permanent uitgereik in 2010. Dit sê dat die 17 jaar wat dit vooraf gegaan het, was 17 jaar van stryd. 17 jaar waarin die uitsaai-owerhede, die staat, ons vyande, niks daarvan wou weet dat Pretoria 'n reg het op 'n eie stem nie. Nou, daardie stryd is danksy mense wat voor my hier was, Dominee Mossie van 'n Berg, Prof Pont, Prof Skalk Botha, Clem de Klerk, Jaap Diedriks veral, gestry vir 17 jaar lank. En uiteindelik in 2010 is die ou Radio Pretoria gelisensieer om in Pretoria en omgewing uit te saai. Nou op daai stadium, dit was die interessante van die geskiedenis van Pretoria FM. Ons is 'n tipiese voorbeeld van 'n instelling wat nie sit en wag vir toestemming om te doen wat ons weet gedoen moet word nie. Dominee Mossie het in 1993 begin uitsaai met 'n tydelike lisensie wat net 'n naweek geldig was. En toe daai lisensie verstryk, toe sê hulle, nou gaan ons net aan. En hulle het in die geloof aangegaan en teen groot risiko en teen 'n groot prys het daardie stasie met die uitsondering van 1 jaar hier rondom die 1994 verkiesing vir nou 31 jaar al uitgesaai. Vir ons is dit geweldig waardevol en die simboliek daarvan is so belangrik, want dit wys dat wanneer jy iets moet doen, dan doen jy dit, ongeag wat jou opponente daarvan sê. Maar die regstryd destyds is gewen. Pretoria is gelisensieer, maar saam met die senders van Pretoria FM wat hier op Kleinfontein staan, was daar nog 7 of 8 ander senders reg oor die noorde van die land versprei. Nou ons het hulle name nou gehoor in hierdie wat sê mense nou maar 'n klingel wat gespeel het nou net. Radio Wolkberg, Eysterberg, Kransberg, al hierdie plekke. Nou dis letterlik satellietstasietjies van die ou Radio Pretoria wat nie gelisensieer was destyds nie. Hulle het maar uitgesaai en hulle het nie permanente uitsaai lisensies gehad nie. Dieselfde stryd wat Pretoria FM gehad het hulle ook gehad. En toe ek hier begin het, was hulle nog nie gelisensieer nie. Nou, uiteraard was dit my eerste groot uitdaging om dit te probeer regkry. En ons was baie dankbaar in 2015 toe ICASA vir die eerste keer hierdie 8 stasies ook lisensieer. Nou 2015 is hulle gelisensieer en 2020 moes hulle hernie word. Hulle is hernie. En wat baie belangrik is dat toe ons hulle in 2020 hernie het ons hulle hernie met 'n baie spesifieke voorwaarde wat ons van ons kant af gestel het. Ons het gesê ons wil hulle hernie, maar op die basis dat hulle Pretoria FM se uitsendings net so dra. Nou die interessante daar is dat ICASA dit destyds goedgekeur het. In 2020 is die lisensie so goedgekeur en dit was vir ons 'n groot deurbraak. Ons het sê vir die eerste keer is dit nou moontlik om 'n gemeenskapsradiostasie nie net te beperk tot een munisipale gebied nie. 'n Gemeenskapsradiostasie kan nou 'n belangegemeenskap, en die belangegemeenskap van Pretoria FM is maar die Afrikaner mense wat luister na Pretoria FM. En ons weet almal dat ons bly nie net in Pretoria nie, ons bly soos 'n dun laagie botter gesprei oor die hele land. En is vir ons belangrik dat ons in elke deeltjie van die land waar daar 'n groot genoeg konsentrasie van Afrikaner mense is, hierdie boodskap daar uitkry. Nou ja, ons het geslaag aanvanklik daarmee in 2019, maar direk daarna het daar 'n groot aanslag gekom van Prime Media, die kommersiële uitsaaiers, en nou ook van ICASA. En ons staar nou 'n nuwe geveg in die gesig.
Die belangrike is, ons is gelisensieer om in Pretoria, die groter Pretoria gebied uit te saai, van nou tot November 2032. Dit voel baie ver in die toekoms, né? 2032 is 'n wonderlike deurbraak, 7 jaar wat ons bygekry het vir Pretoria. Maar die stryd om daai herleistasies se lisensies ook te hernie, is 'n stryd wat 'n bietjie moeiliker gaan wees. Die goeie nuus vir ons is, dis altyd in enige oorlog, enige stryd, is dit goed om die oorwinningkies wat jy in die sakkie het, so lank in die sakkie te sit, bietjie mooi af te stof en 'n bietjie te spog daarmee. En vandag wil ons eintlik spog met hierdie oorwinningkie wat reeds in die sakkie is. En dit is die feit dat ons hier in Pretoria sal kan uitsaai tot 2032. Dit is kenmerkend ook hoeveel luisteraars alreeds vandag van dit Jaco het in die nuus gehad het vroeër vanoggend vir ons geluk gewens het en gesê geluk met hierdie oorwinnings en is baie waar wat jy sê. Hierdie klein oorwinnings moet 'n mens vier en jy moet dankbaar wees daarvoor. Wat is jou volgende punt van orde? Wat gaan jy doen volgende? Daar's 'n paar gevegte wat voorlê. Soos ek sê, ons is met ICASA aan 'n geveg oor die hernuwing van ons herleistasie lisensies wat ook nou hernie moet word dringend. Dit is die een geveg en daarvoor het ons 'n amptelike verskyning voor 'n tribunaal van ICASA wat binne die volgende maand of 2 gaan plaasvind. So dis een regstryd wat voortgaan. Is 'n regstryd en ons weet regstryde is maar moeilike goeders, dis goed wat die kant toe of daai kant toe gaan en ons moet hard werk en mooi werk om dit goed af te loop. Die tweede baie belangrike geveg is, en dis vir my 'n besonder belangrike een, is ons het uit die staanspoor gesê, Afrikaner mense bly nie net in Pretoria nie, hulle is gesprei oor die hele land. En ons wil graag senders hê wat Afrikaners in al daardie konsentrasies kan bedien waar hulle bly. En met dit in gedagte het ons 3 jaar gelede nou al aansoek gedoen vir die lisensiering van senders in die Wes-Kaap. Daar so in die Malmesbury omgewing, maar naby genoeg aan Kaapstad dat dit die noorde van Kaapstad kan bedien. Op die tuinroete George, Knysna, Plettenberg Baai, Mossel Baai, tot daar by Jeffreys Baai. Daar so 'n aantal senders waarvoor ons aansoek gedoen het. En dan in die Vrystaat, daar in die ooste van die Vrystaat, en dan ook in die Noord-Kaap, aan die Kuruman omgewing, om ook daar 'n volwaardige lisensie te verkry. Die interessante is dat ICASA sommer daardie aansoeke uit die staanspoor gediskwalifiseer het. Nou dit het nou al 2 jaar gelede gebeur, maar ons het ook daar nie stil gestaan nie. Ons het ook met 'n regsgeveg begin. En ons het verlede jaar in die hof beland en hier in die Pretoria se Hooggeregshof sukses gehad. En regter Linda Retief het die uitspraak gelewer hier so in Desember maand verlede jaar. En die uitspraak was dat ICASA se besluit om ons te weier ten opsigte van daardie plekke, dat dit hersienbaar is, dat dit geregtelik hersienbaar is en dat daar met 'n hersieningsproses moes begin. Die hartseer nuus daarvan is ICASA aanvaar nie die uitspraak nie. ICASA het nou aansoek gedoen om verlof tot appel en sommer volgende week, die 12de Maart, is daar 'n aansoek om verlof tot appel hier in die Pretoria se Hooggeregshof wat aangehoor gaan word. Uiteraard wil ons die appel opponeer. ICASA van hulle kant af wil graag appeleer sodat hulle ons kan frustreer vir so lank as moontlik en dat hulle in die tussentyd ander dinge kan regkry. En dit is ongelukkig die stryd wat ons voer. Niks is maklik nie, in Suid-Afrika is niks maklik nie. Maar een van my ou gunsteling sê goed is, goeie goed kom nie maklik nie. En ons sal hierdie stryd voortsit en ons sal seker maak dat ons stasie vir stasie, sender vir sender Pretoria FM laat lisensieer, totdat ons in staat is om ons visie van om onafhanklike Afrikaanse inhoud in elke huis te bring, tot ons dit verwesenlik het. Dis 'n lang stryd, dis 'n stryd wat waarskynlik nog na my dood gaan voortduur, maar ons is hier en ons gaan lê nie, ons sit die stryd voort. En wonderlik om te sien hoeveel van ons luisteraars inhak en skouer teen skouer staan, want dit is nie 'n stryd wat jy alleen voer nie. Ja, jy's wel waarskynlik alleen in die hof, maar wil jy mense wat inkoop in Pretoria FM, in die visie, in die droom en dit waarvoor ons staan en werk, en daarom is dit 'n voorreg om vir luisteraars uit te saai wat saam met ons die pad stap en saam met ons die stryd voer. Ek wil baie graag 'n beroep op ons luisteraars doen en dit is 'n ernstige beroep. Litigasie is nie goedkoop nie. Regsprosesse is nie goedkoop nie. Pretoria FM is 'n sakeonderneming. Ons verkoop ons ligtyd en ons betaal ons omroepers daarmee. Maar as ons
naas ons normale besigheid nog steeds hierdie regstryde moet voer, dan het ons ekstra ondersteuning van ons luisteraars nodig. En ek wil 'n beroep op ons luisteraars maak om ons te skakel. As jy graag 'n debietodder of 'n donasie of 'n erflating wil gee om hierdie stryd van Pretoria FM voort te sit, om op die lig te bly, kontak ons. Bel ons by ons skakelbord hierso. Ons nommer is 012-543-0120, as ek reg onthou, 012-543-0120. Vra met Rihanna te praat, of vra met James Kemp te praat, of stasiebestuurder, of as jy met my wil praat, kan jy my ook skakel. Maar die belangrike is, aktiveer daai debietodder, of as jy voel dat jy 'n erflating of 'n nalatenskap vir Pretoria wil gee, sodat hierdie Afrikaanse leefwêreld lewendig kan bly oor ons liggolwe. Praat met ons en maak seker dat jy jou beskeie bydra, of dit 'n maand tot maand bydra is, of dit 'n enkel bydra is, en of dit 'n nalatenskap is. Maak so seker dat jy deel word van hierdie stryd, want dit is 'n stryd wat ons moet voer. Die Afrikaanse stem en die Afrikaner stem in Suid-Afrika moet nooit stil word nie. Maar ook hoe meer mense probeer om daardie stem stil te maak, hoe meer ondersteuning en herlewing is daarvoor. Absoluut. En dit is ons het so 'n ou sê ding, dit kom daar uit die tye net voor die republiekwording. Doodkry is min. Dit was eintlik 'n gedig van Tosius, doodkry is min, wat toe later 'n film geraak het van Jamie Eisen. Die film se premier was daar in die amfitheater van die Voortrekker Monument aangebied. Hulle sê dit was die grootste premier van 'n Afrikaanse rolprent ooit in die geskiedenis. Daai amfitheater was volgepak en die naam van die film is Doodkry is min. En die boodskap daarvan is hierdie Afrikaanse stem, hierdie Afrikaner stem in Suid-Afrika sal jy nie doodkry nie. Ons staan net eenvoudig sterk en ons gaan net aan. En ek groet nou ook vir jou, maar met die woorde van Marie daar van Wapenrand wat sê, voorwaarts mars. Dankie. Ons sal die stryd voer en ons sal aanhou en ons sal aanhou tot ons wen. Baie dankie, dis Willie Spies, hy is die uitvoerende voorsitter van die direksie van Pretoria FM. Gesels gerus met ons, maar neem ook deel aan ons programme, aan ons nuusweek. Gaan lees dit, gaan praat dit, gaan deel dit, gaan wees dit en ons hou jou op hoogte van hoe hierdie regstryd dan ook voortduur vir ons ander herleistasies, maar Willie, baie sterkte. Ek sien ook soveel boodskappe wat inkom van goeie wense, van sterkte en dankie dat jy met ons kom gesels het. Dis 'n voorreg, Susan. Dankie vir julle ook en dankie dat ons kon kuier.